'n hartlike goeiemôre en 'n baie groot welkom ook aan elkeen wat na die opname van hierdie diens kyk. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer, want U is die lewe en U is die lig. U gee die water en ek dra vrug. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer, want U is die skepper en ek is die klei. Maak vir U hart, Heer, 'n woning in my. Snoei my, vorm my, suiwer my. Laat U meer word binne my. En laat al die vuilheid wegbrand, Heer. Laat ek weer skoon word, al is dit seer. Snoei my, vorm my, suiwer my. Laat U meer word binne my. En laat ek die vrug dra om heilig te wees, 'n lewende offer, gevul met U Gees. 'n lewende offer vir U. 'n lewende offer, gevul met U Gees. Amen. Broers en susters, jongmaats, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag julle in hierdie erediens en ook hierna sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede ervaar. Kom ons loof die Here met nog 'n loflied. En ons doen dit in die woorde van lied 184, al 4 die verse, lof sing die Here. Ons gaan nou saam bid en daarna gaan ons die eerste vers van lied 442 sittende saam sing. Kom ons buig die hoofde. Hemelvader,
Dit is vir ons baie lekker om u vanoggend hier in die erediens saam met medegelowiges te loof en te prys. Ons kan voel hoe die vreugde in ons opwelm. Ons kan voel hoe dit warm in ons word van binne af. Hoe meer ons u loof en prys in elke lied. Want as ons u loof en prys, dan besef ons net opnuut weer wie u is en wat u alles doen en wat u vir elkeen van ons in ons lewens beteken. En op 'n manier laat u dan ook iets anders binne ons gebeur, dat alhoewel ons omstandighede moeilik is, alhoewel die lewe daar buite rof is die lofprysing groter, want u is groter as ons omstandighede. Baie dankie dat u ook deur ons saam wees en deur ons saam sing en saam loof en prys vir ons met vreugde en blydskap vul terwyl ons dit doen. Hemel Vader, daar is 'n paar mense vir wie ons vanoggend as gemeente, terwyl ons hier saam is en saam bid, graag wil bid. Ons wil bid vir elkeen op ons siekelys. Hulle wat in die hospitaal is, hulle wat kronies siek is, wat hulle langtyd siek is, en ons wil vir U dankie sê vir hulle wat ontslaan is. Ons bid ook vir hulle herstelpad by die huis. Ons wil ook graag bid, Hemel Vader, vir almal wat nog besig is met eksamen. Kinders, studente, hulle ouers, onderwysers, dosente, ouers, almal wat nog midde in die eksamen is. Dit begin nou einde se kant toe gaan. En daarom bid ons dat veral wanneer mense nou moeg raak met eksamen so aan die einde se kant, dat U hulle sal inspireer en krag sal gee om te volhard tot die einde toe. Ons wil ook, Hemel Vader, vanoggend baie graag bid vir ons gesinne in ons gemeente wat deur 'n moeilike tyd gaan. Daar is heelwat van ons gesinne wat as gevolg van verskillende redes swaar kry. Heelwat van hulle sit vanoggend hier in die diens. Here, ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle vir krag vir die moeilike omstandighede. Ons bid vir hulle vir uitkoms. Ons bid vir hulle vir wonderwerke. Want Here, ons weet, niks is vir U onmoontlik nie. Baie dankie dat U ons ook vanoggend hier bymekaar gebring het, omdat U vir ons 'n boodskap het. Dankie dat ons weet, dat dieselfde Heilige Gees, wat Paulus amper 2000 jaar gelede geïnspireer het om hierdie woorde wat ons nou gaan saam lees te skryf aan die gemeente in Galasië. Hierdie selfde Heilige Gees, U Gees het hierdie boodskap verder gevorm hierdie week. En U gaan dit nou in ons harte en in ons lewens plant. Dankie O Heilige Gees dat U dit self gaan plant. Laat asseblief met elkeen van ons gebeur, ook in die lig van hierdie boodskap, O Gees van God, soos dit net U wil is. En ons wil baie graag, ook voordat U met ons praat deur U woord, ook as gebed, lied 442, vers 1, terwyl ons bly sit, saam sing, O Heilige Gees.
Kinders, ek weet nie of julle agtergekom het nie. Maar ek dink, julle beklei hierdie laaste 2 weke 'n bietjie meer met mekaar. Dalk beklei julle so 'n bietjie meer met jou boetie of met jou sussie. Julle sit 'n bietjie meer vas. Dalk het jy en jou maatjie by die skool, met wie julle baie goed oor die weg kom, skielik nou 'n ding met mekaar en julle verskil met mekaar en dit is nie so lekker tussen julle nie. Miskien is dit so, omdat dit eksamentyd is. En eksamentyd is mos nou 'n tyd wat 'n mens bietjie swaar kry. En dan is dit ook makliker om bietjie vas te sit. En dat klein dingetjies jou begin pla. Nou, ek ken julle mos nou al, want ons loop al lank 'n pad, en ek weet, kinders, julle wil eintlik nie beklei nie. Julle wil eintlik nie met julle maatjies en julle boetie en sussie beklei nie, maar dit kom sommer net outomaties, dit kom sommer net uit. En julle probeer om nie lelik te wees, en julle probeer om nie te beklei nie, ja, maar is moeilik. Ons sukkel. Gelukkig kan ons soos met alles in die lewe ook die Here vra om ons hiermee te help. Om ons te help om nie te beklei nie. En weet julle maats, wanneer ons dit vir die Here vra, dan help hy ons. Want hy wil ons graag help. Hy wil ons help om in vrede met mekaar te leef. Vandag gaan ons nou uit die Bybel uitkyk hoe die Here ons wil help daarmee. Ons skriflesing, soos julle daar op die skerm sien, Galasiërs 5 vers 13 tot 26. Paulus is aan die woord en ons lees vanaf vers 13. Julle broers, en ons kan byvoeg susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Tot sover ons skriflesing. November is 'n moeilike maand. Dit is asof ons hierdie tyd van die jaar
meer met mekaar vassit as normaalweg. Miskien is dit omdat ons met die jaar wat einde se kant toe staan, moeg en uitgeput en selfs uitgebrand is. En daarom makliker gefrustreerd en geïrriteerd met mekaar raak. Dit kort net 'n klein vonkie, dan is ons aan mekaar. Jy ervaar dit daar by jou werk. Dit gebeur by julle aan huis. In Afrikaner geleedere sien ons dit uitspeel. Selfs in ons verhoudinge met mekaar in die gemeente steek dit kop uit. Ek self het myself al hierdie maand 'n paar keer hiermee betrap. Paulus noem van hierdie gedrag van ons in ons skrifgedeelte. Hy noem haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, afguns, wat hy sommer 2 keer noem, en hy noem ook afgodsdiens. Want wanneer ons dit doen, is ons eintlik ons eie gode. En hy voeg ook uittarting by. En dan sê hy, julle byt en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Dit laat my dink aan die storie oor die 2 leeu's. 2 jong leeu's het saamgejag en het toe 'n jong bokkie platgetrek. Toe het hulle onder mekaar begin beklei oor wie se voorreg dit was om eerste aan die bok te begin vreet. Die argument tussen die 2 leeu's het vuurwarm geword. Elkeen het besluit om liewers dood te gaan as om sy voorreg op te gee om eerste te eet. Hulle het mekaar aangeval en hulle emosies het in wit warm woede verander. Die bloed van die leeu's het oor die liggaam van die dooie bok gespat. Maar hulle wrede aanvalle op mekaar het net so vinnig gestop soos dit begin het, toe hulle albei opkyk. Bo hulle het aasvoëls wagtend gesirkel. Die gedagte om opgevreet te word deur aasvoëls was al wat nodig was om hulle belaglike geveg te stop. Iemand skryf op grond hiervan: The vultures are circling overhead. Christians dare not lose time arguing. Christ calls us to unity and service. Paulus noem hierdie gedrag van ons, wat hy as deel van 'n lys hier in Galasiërs 5 gee, die vrug van ons sondige natuur. Dit is daardie deel van ons wat nog onder ons eie beheer is en nog nie onder God se beheer is nie. Daardie deel van ons wat vergeet wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het en dat hy wil dat ons wat in hom glo aan hom oorgegee sal lewe. Daardie hartstogte en begeertes van ons wat nog nie gekruisig is nie. Jesus het ons vrygemaak, maar nou gebruik ons hierdie vryheid as verskoning om te doen en te sê wat ons wil en soos ons voel. Die beeld wat Paulus hier gebruik is die van 'n juk. Die juk wat boere op osse gesit het om met hulle te ploeg. Ons span letterlik onsself soos osse in om net te doen wat ons wil en hoe ons voel op daardie oomblik. Van God is daar dan geen sprake wanneer ons so optree nie. Dit is soos 'n vuur binne ons, wat ons soos 'n span osse net laat hardloop, wie weet waarheen.
En as ons klaar gehardloop het en gesê en gedoen het wat ons wil en mekaar amper opgevreet het, dan weet ons kort daarna, nou het ek lekker droog gemaak. Ons moet hierdie optrede van ons nie afmaak asof dit nie so erg is nie. Paulus sê hier in vers 21, ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Paulus sê nie hier dat ons lewens bepaal of ons die ewige lewe sal verkry nie. Maar dit gaan hier daaroor dat sulke gedrag op iets anders wys wat wel gaan bepaal of ons die ewige lewe gaan beerwe. As ons so aanhou optree, wys dit dat ons nog nie heeltemal aan Jesus oorgegee is onder alle omstandighede nie. En dit is die groot probleem. Ons weet, dit is verkeerd. Ons weet, ons moet nie so optree nie. Ons weet ook hoe ons eintlik moet optree, wat ons eintlik moet doen en sê. Hoe ons eintlik moet wees. Paulus gee ook 'n lys hiervan, hier in Galasiërs 5. In sy lys noem hy liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Die eerste 3, liefde, vreugde en vrede, het te doen met ons verhouding met God. Die volgende 3 het te doen met ons verhouding met mekaar. Geduld, vriendelikheid, goedhartigheid. En die laaste 3 het te doen met ons verhouding met onsself. Getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hulle almal kan saamgevat word in die woord liefde, wat Annetjie ook vir ons hiervoor voorgestel het. Jesus se liefdesgebod vat dit mooi saam. Liefde vir God, liefde vir mekaar en liefde vir onsself. Geen wonder dat John Stott sê dat hy daagliks vir 20 jaar lank een teks in sy gebed herhaal het, omdat hy geglo het dat dit jou help om anders te lewe. En die teks is hierdie lys in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Paulus noem hierdie eienskappe, hierdie lys, 'n vrug. Interessant, né? Hy praat nie hiervan as verskillende vrugte nie, maar hy noem dit een vrug. Soos Dirkie Smit sê, verskillende gesigte van die liefde. Elkeen van hulle en almal van hulle moet in ons lewens sigbaar wees. Op die lang duur vermurwe hulle meestal die mees geharde hart. Ook van die mense rondom jou, wat dit vir jou so moeilik maak. Ons weet, ons moet so wees. Liefdevol, vreugdevol, vredelievend, geduldig, vriendelik, getrou, nederig en selfbeheerst. Maar ons sukkel, veral hierdie tyd van die jaar. Veral as ons moeg en onderdruk is, en ons die heeltyd gelooi word met negatiewe optrede.
Dit is nie dat ons nie probeer om so te wees nie. Ons probeer, maar ons kry dit dan net vir 'n rukkie reg en dan val ons maar net weer terug. En dan is ons soms nog erger as wat ons was. Gelukkig sê Paulus nie net dit is 'n vrug nie, hy sê dit is die vrug van die Gees. 'n Vrug kan net 'n vrug wees as dit aan die boom gekoppel is. Die Heilige Gees is soos 'n boom vir hierdie vrug van ons. Ons kan net hierdie vrug dra as ons aan hom vas is en aan hom vas bly. Paulus brei hierop uit deur verder te skryf in vers 16. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. En in vers 25, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Die Heilige Gees is die geheim. Sonder die Heilige Gees sal ons dit nooit regkry of aanhou regkry om hierdie vrug te dra nie. Dit is hoekom ons so sukkel om dit reg te kry en aan te hou regkry. Ons probeer dit op ons eie doen, sonder die Heilige Gees. God verwag nie net van ons om reg op te tree nie. Hy wil ons help daarmee. Hy help ons nie net met riglyne hoe om op te tree nie. Hy loop nie net langs ons en vertel vir ons wat om te doen en sê vir ons wanneer ons iets verkeerd doen nie. Hy help ons nie net met krag om dit te doen nie. Nee, soveel meer. Hy gee homself, die Heilige Gees, om ons hiermee te help. Net soos die Vader en die Seun, is die Heilige Gees ook God. God gee vir God om ons te help. Hy wil deur sy Gees binne in ons bly en ons van binne af in ons hart, in ons gedagtes leer en op die regte spoor hou en waarsku voordat ons iets verkeerd sê of doen. Every time we say, I believe in the Holy Spirit, we mean that we believe there is a living God, able and willing to enter human personality and change it. So sê J.B. Phillips. Omdat die Heilige Gees binne in ons is, en omdat hy God is hy sterker as ons omstandighede. Sterker as die moeilike ouens rondom ons. Sterker as ons emosies en persoonlikhede. En sterker as ons moegheid. Van binne af verander hy ons, sodat ons hom naboots. Aangesien die Heilige Gees nou ons bevelvoerder is, van binne af, bly ons in pas met sy bevele. My liewe broer en suster, en jong vriend, vriendin, het jy al die Heilige Gees gevra om jou heeltemal onder sy
beheer te neem. Wil jy dit nie vanoggend saam met my doen nie? Dan sal die res van November heeltemal anders as die eerste deel van November wees. Amen. Ons gaan nou saam bid en dan gaan ons die tweede vers van lied 442 saam sing. O Heilige Gees, ons kan mos met U ook praat, net soos ons met die Vader en met die Seun praat. Miskien praat ons te min met U. En daarom beleef ons so min van U in ons. Wanneer ons nou bid tot U, moet ons ongelukkig begin op 'n punt waar ons nie wil begin nie. En ons moet 'n belydenis doen voor U. U is mos in elk geval in ons, so U weet daarvan. Dis nie dat U nie weet wat ons nou gaan sê nie, want U weet dit is daar, maar ons moet dit uitkry. Ons moet dit uit ons stelsel uitkry. Ons moet dit bely, ons moet dit erken. Ons bely vanoggend voor U. Ons haat. Ons naaiwer. Ons woede. Ons rusies. Ons verdeeldheid. Ons afguns. Ons uittarting. Ons byt en verskeer en verslinding van mekaar. Vergewe ons asseblief, Here. Ons sou verskonings kon aanbied om te sê, maar ons doen dit omdat ons moeg is, omdat ons geïrriteerd is, omdat dit moeilik gaan, omdat daar mense in ons lewens is wat toksies in ons lewens is. En U verstaan daardie verskonings. Maar nog steeds wil U nie hê dat ons so moet optree nie. Want U sê juis as ons die teenoorgestelde doen, dan maak ons juis mense vuurrooi van skaamte. Want hulle kan nie opstaan teen liefde nie. Niks kan standhou teen U liefde nie. En daarom bely ons elkeen voor U. As daar van hierdie voorbeelde in ons lewens was of is. Maar dankie dat ons nie hier kan stop nie. Dankie dat ons, o Heilige Gees, nou kan vra, vul ons asseblief met U self. Laat ons voel hoe U binne in ons woon. Wees vir ons so werklikheid dat U nie net God daar ver is nie, maar God binne in ons is. Dat ons onder nuwe bestuur is. Wees asseblief vir ons die werklikheid, o Heilige Gees, wat U wil wees in ons lewens. En vul ons met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Here, ek weet, daar is mense wat vanoggend hier sit, wat sê, dit is onmoontlik, om die of die rede, of die of daardie ou. Maar laat ons onthou, dis uit ons eie uit onmoontlik. Maar niks is vir U onmoontlik nie. Want U is God, die Heilige Gees, wat ons daartoe in staat stel. En daarom bid ek, liewe Here, in die besonder vir hulle, wat weens omstandighede buite hulle beheer,
dit moeilik vind om so op te tree, dat U in die besonder vir hulle krag in sulke omstandighede sal gee, om nog steeds, o Gees van God, U vrug te dra. En ons bid ook vir mense, wat dit vir ons moeilik maak, dat U ook sal inkom in hulle lewens, o Heilige Gees. Dat U ook deur die verdienste van ons Here Jesus aan die kruis, hulle sal nuut maak, sodat hulle ook die vreugde en die liefde en al die ander eienskappe van U vrug sal beleef en sal uitstraal. Ons weet, ook dit is nie vir U onmoontlik nie. O Heilige Gees, U maak waarlik al die verskil. In Jesus se naam, amen. Kom ons sing, terwyl ons bly sit, ook as deel van ons gebed, vers 2 van lied 442. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Ons sluit die erediens vanoggend af met lied 434, vers 1 tot 3, O Heilige Gees, O Heilige God. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met en in elkeen van julle wees en bly. Ja.